Dames en here, hierdie is Econ 211 makro-ekonomie en ons is nou besig met die ISLM model. In die vorige video het ons gepraat oor die afleiding van die IS-kromme en nou gaan ons aan na die LM-kromme. Natuurlik in hierdie hoofstuk 3 of dan nou leereenheid 2 is ons idee om die reële en monetêre sektore saam te sit in een model en om dit te gebruik om ekonomiese skokke en beleidsstappe in die ekonomie mee te verduidelik. So as ons kyk na die LM-kromme, weet ons dat die LM gaan oor likwiditeit, dis die L of dan nou die vraag na geld, en die aanbod van geld M. En elke punt op die LM-kromme verteenwoordig 'n ewewig in die monetêre sektor. So dit is daardie kombinasie van rentekoers en van inkomste waarteen daar ewewig in die geldmark is. Dit beteken waarteen die reële vraag na geld gelyk is aan die aanbod van geld. So ons kan die LM-kromme aflei deur die geldmarkgrafiek te koppel aan die investeringsgrafiek. Hier aan die regterkant het ons dan nou die geldmark waarop die horisontale as het die hoeveelheid geld en hier is die rentekoers en ons wil hierdie ewewigte, kombinasies van rentekoers en hoeveelheid geld wil ons in verband bring met 'n sekere vlak van inkomste. So mens kan hier begin by 'n aanvanklike ewewigspunt hier waar die vraag na geld is teen die inkomste vlak I0 en dan gaan ons sê dit word geassosieer met die rentekoers R0 en daai selfe vlak van inkomste hier is ook daai een daar. So daardie kombinasie is 'n kombinasie van rentekoers en van inkomste waar die geldmark in ewewig is. Nou goed en wel, dan kan ons sê as daar 'n toename is in die vraag na geld, skuif hierdie vraag na geld kromme so op en na regs. 'n Nuwe ewewig kom tot stand hier teen 'n hoër rentekoers R1 en dit is natuurlik dan teen 'n ander vlak van inkomste, dis teen I1. En daardie kombinasie van R1 en I1 is dan weer 'n ewewigspunt op die LM-kromme. En as ons hulle verbind, mens kan 'n klomp van hulle doen, dan kry jy dan so 'n positiewe helling vir die LM-kromme. En op al hierdie kombinasies van rentekoers en inkomste is die geldmark in ewewig. Die formule vir die LM-kromme is eenvoudig dan om die aanbod van geld en die vraag na geld se formules gelyk te stel aan mekaar. Nou ons weet reeds dat die vraag na geld en hier deel ons nou deur P om dit in reële terme te maak, is dan dit hang af van inkomste en dit hang af van die rentekoers. En dis nou nog die nominale rentekoers. As ons wil seker maak dis die reële rentekoers, dan bring ons inflasie daarin in vorm van P en dan kan mens die ewewig herskryf as die reële aanbod van geld is dan gelyk aan hierdie verskillende terme waar ons kan sê dit hang af van inkomste, dit hang af van minus die inflasiekoers, minus die rentekoers, om dan 'n reële rentekoers daar te kry. Die eienskappe van hierdie LM-kromme is dat sy positiewe helling, so hoër vlakke van inkomste word geassosieer met hoër reële rentekoerse en enige verandering in rentekoers is 'n skuif langs die LM-kromme. Die LM-kromme as 'n geheel kan ook na links en na regs skuif. Dit sal gebeur as daar byvoorbeeld 'n verandering is in die prysvlak, dan lei dit tot 'n stygings in die vraag na geld en dan skuif die LM na links. As die reële vraag na geld sou toeneem, dan skuif die LM na links, maar as die geldaanbod toeneem, dan skuif die LM na regs. Die eienskappe van hierdie LM-kromme is natuurlik, dit is nie net of hy na links of na regs kan skuif nie, maar hoe lyk die helling van die kromme? Ons weet dat die helling van die LM-kromme hang eerstens af vir hoe sensitief is die vraag na geld vir 'n verandering in inkomste. So as inkomste verander, gaan jy baie meer geld in kontant hou of net 'n bietjie meer. So die grootte van die K sê eintlik vir dat 'n groot verandering in die vraag na geld as inkomste verander, lei dan tot 'n steiler LM-kromme. Natuurlik, dit gaan ook oor hoe sensitief is die vraag na geld vir verandering in die rentekoers. Want daai rentekoers is eintlik die geleentheidskoste wat mense aangaan as jy geld in kontant hou eerder as om dit in finansiële bates te sit. So wanneer hierdie term L dan nou groot is, beteken dit jy het 'n platter vraag na geldkromme en dis ook 'n platter LM-kromme. So hierdie twee sensitiwiteite is nogals belangrik om dan die helling van die LM-kromme te kan teken.
Hier is dan nou 2 voorbeelde en dit wys eintlik dan nou vir dieselfde verandering in die vlak van inkomste hieronder. Kry mens 2 verskillende veranderings in die rentekoerse. Op 'n baie styl LM-kromme lei hierdie verandering in die vlak van inkomste word dit geassosieer met 'n baie hoër rentekoers. Maar as mense 'n platter LM het, soos die stippellyn, dan vir daai selfe verandering in Y kry jy nie so 'n groot verandering in die rentekoers nie. Die vlak van inkomste word geassosieer met 'n laer rentekoers. Nou, hierdie idee van hoe die helling van die LM-kromme lyk, het 'n belangrike invloed op die effektiwiteit van beleid. Wanneer byvoorbeeld die Reserwebank gaan en hulle sê maar ons wil die rentekoers via die repo-stelsel beïnvloed, dan is die helling van die LM-kromme baie belangrik om die beleidsimpak daarvan te bepaal. So om saam te vat, hierdie was 'n afleiding van die LM-kromme. Ons het al die IS-kromme gedoen in video nommer 7. In die volgende video gooi ons hulle saam en ons kyk hoe kan mens hierdie model gebruik om ekonomiese skokke en ekonomiese beleide te verklaar. Bly ingeskakel.